Goeiedag. Ek nooi jou uit om saam met my die woord van die Here te oordink. Ons lees vandag Matteus 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Stel jou voor, jy wil graag iemand se prioriteite leer ken. Jy kan lank met hulle gesels of jy kan net twee goed vra. Waar spandeer jy jou tyd en waar spandeer jy jou geld? Jesus sê nie net dat jou hart jou skat volg nie, hy sê dat jou skat eintlik jou hart ontbloot. So die Amerikaanse prediker Andy Stanley sê, generosity is not a financial issue, it's a faith issue. Vrygewigheid gaan nie net oor hoeveel jy het nie, maar oor wat of wie jy vertrou. In vandag se boodskap kyk ons na 3 eenvoudige waarhede wat Jesus ons leer in Matteus 6 oor hoe vrygewigheid ons geloof en vertroue in God reflekteer. Jesus preek gereeld oor finansies en besittings. Nie omdat hy 'n fondsinsameling wil begin loods nie, maar omdat finansies deel uitmaak van ons disippelskap. Jesus leer ons hoe vinnig geld en besittings en materialisme ons harte kan annekseer en dit oorheers. Jesus se eerste hoorders het nie lekker geweet wat om te maak met hierdie deel van Jesus se prediking nie. En vandag nog sit sy woorde oor besittings en finansies en wat ons daarmee moet maak ongemaklik met ons. Maar die waarheid bly staan dat elke keer wanneer ons kies om vrygewig te leef, ons nie net bloot gee nie, ons wys deur ons besittings wat ons glo en in wat of wie ons vertrou. In Matteus 6 vers 24 sê Jesus, julle kan nie God en mammon dien nie. Jy moet kies. Vertrou ek God vir my sekuriteit of vertrou ek geld, besittings? Leef ek om geld en luksehede te versamel of leef ek om God te dien? Vrygewigheid breek die mag van geld, van mammon. Dis die oomblik wanneer jy sê, ek leef nie uit vrees nie, ek leef uit geloof. Ek leef nie vir myself nie, ek leef vir God. Jy hoef nie ryk te wees om vrygewig te leef nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, maar hoe jy dink oor wat jy het en waar dit wat jy het vandaan kom en watter doel dit wat jy het aan toegewend moet word. Elke keer as jy gee, beoefen jy geloofspiere. Jy verklap wat jy werklik glo en wat werklik vir jou belangrik is. Elke keer wanneer jy tyd spandeer, wanneer jy geld spandeer, wanneer jy dink hoe om dit wat jy het te gebruik. Jesus sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Bankstate, 'n individu of 'n gemeente of 'n instansiesin, is deel van ons geloofslewe en ons disippelskap. Die uitgawes verklap iets van waar ons skat lê en waar ons harte lê en waar ons prioriteite lê. Die maklikste manier om jou hart te reoriënteer is om te begin belê in 'n ander tipe skat. As jou hart by God is, gee van jou hulpbronne vir God se werk. Dis soos om jou motor se stuurwiel te draai. Jou wiele volg waar jy mik. Een van die grootste redes hoekom ons sukkel om vrygewig te wees is vrees. Wat as ek nie genoeg het nie? Wat as ek dit dalk later gaan nodig kry? Maar Matteus 6 vers 25 tot 33 sê vir ons, moenie julle bekommer oor wat julle sal eet of drink of aantrek nie. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Ons lewe in 'n kultuur waar een van die maniere waarin ons waarde vind, is in dit wat ons bymekaar gemaak het. En wanneer ons vrygewig leef, kom ons los van die mag van materialisme op ons lewe. Wanneer jy vrygewig leef, breek jy die ketting van angs. Dit gebeur omdat jy gee uit vertroue dat God alles
wat jy nodig het, sal voorsien, soos wat hy in Matteus sê. Jy vertrou dat jou waarde en identiteit by God gevind sal word. Oop hande begin met 'n oop hart van vertroue. So ons kan weer gaan stilstaan by hierdie teks, daai belofte van Jesus in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vrygewigheid is meer as 'n morele plig. Dis 'n geloofspraktyk. Dis 'n manier om te sê, ek vertrou U Here, U is my bron. Wat wys jou skat vandag oor jou hart? Waar kan jy 'n volgende stap neem om opnuut te wys wie en wat jy vertrou? As jy wil groei in jou verhouding met God, begin gee. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy hom liefhet. En omdat jy weet hy is getrou. En omdat jy waarde heg aan dit wat hy in die wêreld doen. Kom ons bid saam. Here, help my om vrygewigheid te oefen. Help my om vry te kom van die vrese wat keer dat ek ander seën. Help my om vry te kom van die vrese wat my keer om U te dien met wat ek het en wie ek is. Amen.